Alle julle, ek het sommer dadelik my water nou al uitgehaal voordat dit weer gemors is en dit is 'n bietjie van 'n gemors is. So 'n bietjie nou hierso. Okay, kom ons kyk wat ek saamgebring. Ek het 'n wynglas saamgebring of ietsie wat lyk soos 'n wynglas en ek het water, 'n wynglas en ek het 'n afdruglappies saamgebring. Kan julle my sien? Ek kan julle sien. Ek kan julle definitief sien. So ons vat hierdie weer en ons sit hom daar neer. Uitgeval, dit is fyn. Alright, so water, wynglas en afdruklappie. Kan julle raai wat eksperiment ek vandag gaan doen? Okay, so kom ons hou so 'n bietjie 'n popquiz. Gaan ek eerstens so 'n bietjie skorrelgoed was. Ek het 'n afdruklappie, ek het water en ek het wynglas. Dis moontlik dat ek skorrelgoed gaan was vandag. Gaan ek die so 'n bietjie skooldrank in die wynglas ingooi en drink, of gaan ek die musiek maak met die wynglas? Gaan ek geluide maak met die wynglas? Hoe is dit moontlik met water? Met 'n afdruk? Hoe gaan ek geluide maak? Hoe gaan ek musiek maak met dit? Ek weet nie. Of gaan ek bel? Gaan ek ongebruik as 'n selfoon? Gaan ek die wynglas gebruik as 'n hallo wynglas, kan jy my hoor? Hallo? Is jy daar? Hallo? Miskien gaan ek hom gebruik as 'n selfoon. So eerstens gaan ek wat gaan ek doen? Okay, so ek kry so lank julle goedjies gereed en begin raai wat ek gaan doen. Okay, so as jy die derde een geraai het, as jy geraai het dat ons geluide klank gaan maak met die wynglas, dan het jy reg geraai, want ons gaan definitief nie daai geluid nie. Maar ons gaan definitief geluide maak met die wynglas, met water en met ek weet nie. Okay, so jy het reg geraai. Maar vandag se onderwerp is hoe om God se stem te hoor. Sjoe, nee, hoe hoor ons God se stem? Nou God praat op verskillende maniere met ons. Maar wat het Jesus in Johannes 10 vers 27 gesê? My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Dit beteken dat ons aan God behoort. En omdat ons aan hom behoort, beteken dit dat ons sy stem kan hoor. Maar die vraag is nou, hoe praat God met ons? Nommer 1, deur die Bybel. Deur die Bybel, God praat met ons deur die Bybel. God se woord is sy boodskap aan ons. Elke keer as jy die Bybel lees, praat God met jou. Nommer 2, deur die Heilige Gees. God plaas gedagtes in ons hart en wys vir ons die regte pad. Nommer 3, deur ander mense. Soms gebruik God ouers, leiers of selfs maats om vir ons raad te gee. En nommer 4, deur sy skepping en omstandighede. God wys vir ons dinge deur wat rondom ons gebeur. Okay, so as jy geraai het, ons gaan skorrelgoed was. Jy het so bietjies reg geraai, want jou glas moet baie skoon wees. Jy moet jou glas seker maak hy skoon vir hierdie eksperiment en jy moet jou hande ook skoon was vir hierdie eksperiment om te werk. Alright, maar vir hierdie eksperiment gaan jy ook, dis kom ek die afdruklappie gebruik sodat ek my hande kan droog maak en sommer die glas ook kan skoon maak, mooi droog maak en dis sy. Okay, maar vir hierdie eksperiment gaan jy baie stil moet wees. Ons gaan baie stil moet wees en ons gaan moet luister en ons moet baie sensitief wees. Ons moet baie sensitief wees en baie stil wees. Okay, maar ek gaan hierdie water vat en ek gaan dit so bietjies vol maak, so halfpad vol maak. Gaan ons halfpad vol maak en onthou, ons moet stil wees. Stil wees en mooi luister. Ek sal nou verduidelik ook wat hierdie te doen is met die les, maar moet baie stil wees en moet mooi kyk wat ek doen. So wat ek gaan doen, is ek gaan my wysvinger vat en ek gaan hom so bietjies nat maak. So bietjies nat maak. Dis hy, nie stop nou nie, net so bietjies nat. En dan gaan ek hier so onder vashou, heel onder, en dan gaan ek aan die randjie vat en dan gaan liggies aan hom raak en so omgaan
laat die glas vibreer, dan sal jy hoor wat aangaan. Stilte en fokus. Dink aan die wynglas wat 'n spesiale aanraking en beweging nodig het om 'n geluid te maak. Net so moet ons stil word en op God fokus om sy stem te hoor. As ons te besig of afgelei is, sal ons nie die sagte vibrasies van sy stem opmerk nie. Sensitiwiteit. Die glas reageer op 'n ligte, konstante aanraking van jou vinger. Net so moet ons harte sag en oop wees vir die Heilige Gees se leiding, gereed om te reageer op sy sagte aanmoediging. Afstemming. Wanneer ons die hoeveelheid water in die glas verander die toonhoogte van die geluid. Dit wys hoe ons harte en gedagtes kan afstem deur te bid, die Bybel te lees en tyd met God deur te bring, sodat ons sy stem duideliker kan hoor. Dit is so cool, is dit nie? Dat jy geluid kan maak met 'n wynglas. Dit is 'n snaakse geluid. Maar weet julle wat is nog cool? Is dat God met ons praat. Maar die vraag is, luister ons regtig? Lees saam met my in Psalm 46 vers 10. Wees stil en weet ek is God. Wees stil en weet ek is God. So, hierdie week, hoe gaan jy tyd maak om na God te luister? Gaan jy meer Bybel lees? Gaan jy meer bid? Of gaan jy net stil word voor hom? Onthou, God wil met jou praat, want hy is so lief vir jou.